Goeiemôre Suid-Afrika, maandagoggend 13 April, 1:00 die oggend Suid-Afrika tyd met die tyd van hierdie berig. En ek moet net vir julle terugvoer gee in verband met die laaste 6 punte wat Deputy President Vance met die Iraniërs bespreek het voor die samesprekings tot 'n einde gekom het en misluk het. En hierdie is die enigste 6 uitstaande punte wat president Trump voor hulle hou. Wat as hulle hierdie 6 punte aanvaar, sal die skietstaking bly en daar sal vrede wees. Maar vir een of ander rede wil hulle dit eers gaan bespreek en wil dit nie onmiddellik aanvaar het nie. En as jy kyk en jy sien almal is baie redelike versoeke. Die eerste ene van die 6 punte, punt nommer 1, stop enige Iran verryking. Maklik. Punt nommer 2, breek af alle fasiliteite wat Iran kan verryk. So jy kan sien, baie redelike versoeke om jou te keer dat jy nie atoombom bou nie. Nommer 3, handig oor enige verrykte Iran wat jy kan huidiglik het. So jy handig oor, so jy kan nie nog steeds nie dit wat jy het gebruik om atoombom te bou nie. Nommer 4, aanvaar 'n de-eskalasie poging en dan maak vrede met die buurlande, almal in jou buurlande. En dit is 'n baie redelike versoek aan Iran. So beteken, aanvaar die de-eskalasie en hoop missiele en drones in jou buurlande inskiet. Nommer 5, stop die befondsing van Hamas, Hezbollah en die Houthis. So hou op om wêreldterrorisme te sponsor. En die 6ste punt, maak die stryd oop. Die stryd van Hormuz heeltemal oop, sonder om tolgeld te vra en sonder om die wêreld te dreig dat jy die stryd gaan seemyne ingooi en skepe aanval wat daar deurry. As jy kyk, is hierdie 6 baie redelike versoeke. Dis al wat hulle versoek, dis al wat president Trump versoek. En hy het gesê, die skietstaking wat nog 'n week en 'n dag of 2 moet aangaan, hang van hierdie 6 punte af. Vir een of ander rede wil Iran nie hierdie 6 punte aanvaar by die samesprekings nie, maar hy gee hulle nog kans dat hulle gaan praat. Die skietstaking sal bly staan vir die volgende week en 2 dae, vir hulle om terug te kom na die tafel toe om hierdie 6 punte te aanvaar. Wat jy kan sien is baie redelike punte, dis nie iets eindtermatig of enigiets anders nie. In ruil daarvoor is daar sekere goed van Amerika se kant af, jy weet die oplig van sanksies en dat die Iran hulle weer hulle eie olie kan uitkry en verkoop en weet hulle inkomste en besigheid maak. Nou sal ons maar sien. President Trump sê hy vermoed, hulle gaan nie keuse hê nie, hulle gaan terugkom en hy aanvaar. Hy gaan niks minder as dit aanvaar nie. Daai 6 punte is die minimum. Hy gaan nie een van hulle oorsien nie. Al 6. Met ander woorde, al 6 daai punte is almal gemik op stop om 'n nukleêr bom te bou of eventueel een te bou. Stop die befondsing van internasionale terrorisme en maak die stryd oop dat daar internasionale besigheid kan aangaan en wees vrede met jou buurmanne. Dis al wat daarin is. Dis vir my interessant dat Iran nie net daai 6 punte kon eers aanvaar het nie. Dit wys jou waar hulle mindset. Hulle wil nie. Hulle soek nie vrede nie. Onthou daai radikale moslems, vir hulle in hulle geloof moet hulle self kan opoffer vir hulle Allah. En dis wat hulle dink hulle doen. Hulle mater het hulle self, soos wat die ander ayatollahs in die vorige leierskap hulle gemater het. Dis moeilik om so 'n mindset te verander en te oorkom. Maar dis nou dis die 6 punte wat gaan uitgewerk moet word die volgende paar dae. En as dit nie uitgewerk word nie, het president Trump al sy opsies op die tafel steeds oop om voort te gaan. Intussen bly die Navy blokkade, die Amerikaanse Navy blokkade in die stryd van Hormuz bly staan. Hy gaan nog steeds daai blokkade behou tydens die skietstaking en minesweeping doen en dan ook keer dat geen ander skepe in Iran gaan in besigheid met Iran doen nie. So dis ek's Monay Botha, Koppel TV se korrespondent, lewendig uit Nashville uit. Geniet die res van die nag.